Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees rondom God se woord. Ons eer die Here vir die waarheid van sy woord en dat ons weet dat die hele skrif deur God ingegee is. Ons kan luister na God se woord, want dit is God self wat met ons praat vanuit sy woord. Iemand het dit so pragtig gestel, hulle sê die betroubaarheid van die Bybel is die betroubaarheid van God self. Daarom kan ons hierdie kosbare Bybelboek lees, dis die lig vir ons pad, die lamp vir ons voet. Ons gebed bly, open ons oë, Here, dat ons kan sien die wonders uit u wet. Ek lees vir u so 3 verse uit 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 20, en dan praat ons vanmôre 'n bietjie oor die gedagte, die Bybel en sielkunde, is dit vyande van mekaar of versoenbaar? Kan ons praat van Bybelse of Christen sielkundiges? Ons gaan 'n bietjie daarna kyk vanmôre, en ek vertrou dat die Here vir my wysheid sal gee, en vir u ook, dat ons sal hoor wat die Here ook deur sy woord aan ons wil sê. Daar staan, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Nou vriende, hierdie vers het my so getref en dit is my so toepaslik ook op die tema wat ons tans hanteer, naamlik Bybelse berading vir blywende verandering. Ons beleef 'n tyd waar mense dink dat die Bybel ondergeskik is aan die kennis en die dinge wat die wêreld vir ons wil gee. Daar is baie mense wat met minagting na die Bybel wys en verwys. En ag vriende, die hartseer is dat die Bybel vir ons baie duidelik sê dat die Here die wysheid van die wyse mense sal beskaam. Want u sien, enige kennis wat ons opdoen of wysheid wat ons bekom buite die Here is geweldig gevaarlik, want dit kan ons lei op weer weg van die Here in plaas van nader aan die Here, en besonder as ons praat van sielkunde. Nou vriende, daar is 'n paar boeke wat ek net vinnig aan u wil voorhou. As u later so 'n bietjie meer inligting wil bekom daaroor, is u welkom te kontak. Maar daar is 'n paar boeke wat u kan lees wat vir u baie meer inligting kan gee as wat ek vir u in hierdie klompie boodskappe gaan gee. Die een boek wat vir my geweldig baie beteken het, is die boek van Dr. John MacArthur, Biblical Counseling. Dis ook die boek wat ons studente tans lees hierdie jaar. Daar is ook die boek The Vanishing Conscience, wat gaan oor ons gewete en hoe mense probeer om die gewete te onderdruk en hoe sielkunde ongelukkig in hierdie opsig probeer om mense se gewete te onderdruk in plaas van dat hulle rekenskap sal gee vir God oor die skuld wat hulle dra en waarmee hulle sit en wat vergifnis voor gekry kan word. Daar is 'n boek wat geweldig interessant is die boek Deceptive Diagnosis, When Sin is Called Sickness van Dr. David Tyler en Kurt Grady. 'n Besondere boek waar hulle baie duidelik uitwys dat mense misleidende diagnoses maak en waar hulle eintlik mense se sonde moet aanspreek, en nou sê hulle in aanhalingstekens hierdie mense siek. Hulle word op medikasie gesit. Jy kom in as 'n pasiënt en jy gaan uit as 'n kliënt, en die res van jou lewe is jy op hierdie medikasie wat jou net in 'n afwaartse spiraal al hoe dieper in jou ellende instort, in plaas van dat daar vrymaking is by die kruis van Golgotha. Daar is ook die baie besondere boek van Dr. J. Adams, A Theology of Christian Counseling, en dan is daar die Christian Counselor's Manual, en Vriende, God Solutions to Life's Problems is 'n baie besondere boek, en daar is ook 'n boek van Dr. Jill James, en ek gaan baie van sy inligting hanteer in hierdie tyd. Met toestemming van hom het hy ook vir my gesê ek kan hierdie boodskap in Afrikaans deurgee. Alles gaan nie presies wees soos hy sê nie, maar die hele gedagte gaan wees om u te begelei, om te wys dat die wysheid van mense, die kennis van mense, God se woord nie kan oortref nie. Die waarheid van God se woord staan deur die eeue vas, en hierdie waarheid is betroubaar. Nou vriende, waarom praat ons hieroor? Is dit werklik nodig om 'n hele reeks te hou oor Bybelse berading vir blywende verandering? En ek dink vriende, dit is broodnodig, veral in die dag en tyd waarin ons onsself bevind. Het u geweet, daar is nagenoeg 120 plus miljoen mense wat psigiatriese medikasie gebruik. Vriende, dis geweldig baie. Die verdienste uit hierdie medikasie beloop so ongeveer 2640 miljard rand per jaar. Jy het reg gehoor, 2640 miljard rand 'n jaar. Nagenoeg 42.000 mense sterf per jaar as 'n direkte oorsaak van hierdie medikasie. Daar is tans nog geen bewys van die sogenaamde chemiese wanbalans wat in die brein is wat sekere reaksies daarstel nie. Dis 'n mite wat deur goeie bemarking geglo word ten einde
medisyne te verkoop. En ag vriende, dis nou nie goed dat ek uit my duim uitsuig nie. Daar is gedokumenteerde feite daaroor, daar is boeke daaroor geskryf. Wat ek vir u probeer sê is dat mense gooi die Bybel weg en hulle dink sielkunde is die antwoord. En daar het hulle eintlik hulle Moses teëgekom. Want u sien, in plaas van om by die antwoord uit te kom, sak hulle nou dieper verder weg in hulle elende en probleme. Vriende, dit is belangrik om oor hierdie saak te praat, want God se woord is die kosbaarste en wonderlikste geskenk wat die Here ons gegee het. En hy wat ons geskaap het, weet wat die oplossing is vir ons probleme. Nou vriende, het jy al mooi gedink oor die gedagte van God se woord aan die een kant en sielkunde aan die ander kant? Mense sê, man, jy kan nie met iemand uit die Bybel uitpraat en dan vir hulle 'n paar verse gee en hoop hulle sal regkom nie. Ek wil gou vra, hoe werk sielkunde? Sielkunde werk so, jy gaan na 'n persoon toe en hy noem homself of haarself 'n sielkundige. Jy sit op 'n bank of op 'n stoel oorkant hierdie persoon in sy kantoor en dan begin hulle met jou praat. Hulle vra jou sekere goed, sekere vrae. Hoe voel jy? Wat beleef jy? Wat is jou emosies? En na 'n uur of 2 se gesprek maak hulle 'n diagnose en dikwels geen bloedtoetse, geen mediese toetse, geen doktersafspraak wat hulle met jou maak of sê, luister, gaan na 'n dokter toe, trek bloed, kyk of daar nie iets fout is nie. Nee. Na hierdie gesprek van 2 of 3 ure, gee hulle vir jou medikasie en van daar af word jy eintlik maar 'n kliënt. Jy kom in as iemand wat 'n probleem het, jy soek 'n oplossing daarvoor. En ek wil vir u sê, 9 uit die 10 keer word daar nie 'n oplossing gegee nie, maar medikasie. En ek het vir u al reeds gesê wat die finansiële verdienste is uit dit. Nou, baie interessante feit wat min mense nie weet nie, of wat min mense weet, is dat sielkunde word as 'n mediese professie gesien en voorgehou, as 'n wetenskaplike navorsingsveld. Luister, en tog is daar geen wetenskaplike bewyse vir sielkundiges se diagnoses nie. Daar word nie bloed getrek nie, daar word nie ekstrale geneem of fisiese ondersoeke gedoen nie. Dis bloot inligting wat deur vrae bekom word, 'n diagnose wat gemaak word en medikasie wat dan voorgeskryf word. Nou vriende, baie van hierdie medikasie is skedule 7 medikasie. Met ander woorde, dit is lewensgevaarlike medikasie en het al menigte se dood beteken. Vriende, ons gaan kyk na hierdie saak juis omdat mense vir ons sê die woord is minderwaardig en hoe kan jy met mense uit die Bybel praat as hulle vasgevang is in alkoholisme of vasgevang is in pornografie of vasgevang is in sodomie of een of ander sonde. Vriende, die antwoord is eenvoudig. Dat soos jy met daardie persoon praat, is die Heilige Gees getrou om die waarheid van sy woord te gebruik om mense te wys dat hierdie nie 'n siekte is nie, maar is 'n sonde. En ons moet met ons sondes deel. En daar is 'n wonderlike oplossing vir ons sondeprobleem, die kruis van Golgotha, waar Jesus Christus sy lewe gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. U onthou nog die vers wat ek vir u gegee het, die baie besondere 1 Korintiërs 6 vers 10 en 11, waar Paulus sê, moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedieners of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of dronkaards of kwaadsprekers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Vir ons moet oor hierdie goed praat, want dit is baie belangrik vir die dag en tyd waarin ons onsself bevind. Nou vriende, ons praat oor hierdie saak omdat vandat sielkunde ingekom het, daar miljoene mense is wat afhanklik is van sielkundiges en psigiaters en verslaafdes is van medikasie. En daar het onlangs 'n boek op die mark verskyn, 'n paar jaar gelede, met die titel wat sê, We've had 100 years of psychotherapy and the world is getting worse. Wat 'n geweldige treffende tema. En dat mense die moed het om hierdie boeke te skryf, oor 100 jaar van psigoterapie en sielkunde en die wêreld word net slegter. Mense se probleme word net groter. Daarom moet ons terugkeer na die Bybel toe. Want u sien, die kerk van die Here het nie gespaar gebly nie. Mense sê, maar die woord van die Here is nie genoegsaam vir ons probleme nie. En daarom is dit belangrik om vir u in hierdie dae te wys hoe belangrik die Here se woord is. Vriende, vir byna 1900 jaar het die kerk nie geweet van so iets so sielkunde nie. En dit het goed gegaan met die kerk. Dis vandat die sielkunde as 'n sogenaamde wetenskaplike bewyste alternatief vir mense met probleme na vore getree het, dat ons probleme regtig begin het en meer en groter geword het. Daarom is dit uiters belangrik om oor hierdie saak te praat. En die doel is, vriende, dat u sal terugkeer na die skrif. Dat u sal terugkeer na God se onfeilbare woord.
dat u sal kyk na wat die Here vir ons wil kom leer. Ons gaan kyk in die volgende oordenking na die gedagte, waar kom sielkunde vandaan? Ons gaan bietjie daaroor praat. Want u sien, ons moet eers vir u 'n goeie grondslag lê, en dan gaan u agterkom waarom die Bybel so belangrik is. Want u sien, op die oomblik word sielkunde geweldig verhoog, en sielkunde word beskou as die belangrikste wetenskap wat daar vandag is. Kinders van 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar is op medikasie, middeljariges, ou mense, almal dink hulle siek, die hele samelewing dink hulle siek, want almal is op medikasie, want niemand kan cope in aanhalingstekens met al die omstandighede en probleme en sonde en dinge nie. En vriende, daar is tog 'n Bybelse oplossing vir hierdie dinge. So ons gaan kyk by die volgende oordenking na waar kom die sielkunde vandaan. En ons gaan bietjie deur hierdie saak werk om vir u die gevaar daarvan te wys. En dan gaan die helder lig van God se woord begin skyn. Want u sien, aan die einde van die tonnel is daar altyd 'n lig. Die lig van God se woord skyn, ook in hierdie donker situasie, waar sielkunde die kerk geïnfiltreer het, en die kansels geïnfiltreer het, en mense se huise geïnfiltreer het, en mense as siek daar gestel het, terwyl hulle eintlik niks bekeer nie. Kom ons vra die Here vir wysheid. Vriende, u sal hoor in die oordenkings wat kom, daar is uitsonderings op die reël, mense wat regtig probleme het, psigiaters wat hierdie probleme identifiseer, breingewasse, sekere dinge wat gebeur met hulle, ons weet dit. En ons praat nie van daardie mense nie, ons gaan praat oor die algemene mens in Suid-Afrika, die algemene mens wêreldwyd, die normale burger van die land, wat nie kan verstaan wat aangaan om hom nie, en onmiddellik word hy as siek gediagnoseer. Een of ander probleem waarmee hy sit, wat deur medikasie behandel moet word. En ons gaan vir u wys hoe God se woord vir ons vryheid gee. God se woord vir ons oplossings gee. God vir ons vergifnis gee. God vir ons genade skenk. En mag u dan ook saam met my hierdie pad stap, en mag ons die wysheid van die woord verstaan, ter harte neem, en tot eer van die Here lewe. Vriende, groete vir u, en 'n mooi dagie verder te raak.